Give thanks unto the Lord, for He is good. His love endures forever. Psalm 118, nee. Dit is so lekker om in die huis van die Here te wees en om sy naam te kan grootmaak en te kan verheerlik. Dit is so voorreg om in sy woord te kan wees. Dit is so voorreg om sy woord te kan oopmaak en aan sy tafel te kan sit. Dit is 'n groot voorreg. Alle eer aan die Here. Julle weet, daar's 'n spesiale vers wat die afgelope tyd sommer op my lippe is en is Jeremia 33 vers 3. En dit sê so mooi, dit sê, call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. Die Afrikaanse vertaling sê, vra my en ek sal jou van ongelooflike dinge vertel waarvan jy nie weet nie. Die ander Engelse vertalings anders sê, I will give you secrets. Ander vertaling sê, I will show you hidden things. 'n ander vertaling sê, I will show you mighty things. As jy net na my roep, as jy vir my vra. En so wyle terug is ek sommer so in die Here se teenwoordigheid en ek het 'n klomp dinge wat ek voor sy aangesig bring en wat ek hom vra en onder andere ook ek sê vir hom, Here Jesus, you say call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things, hidden things. Ek sê, Here, I want these hidden things. Show me these hidden things, these secret things, these mighty things. I want that. Ek is te honger vir dit, om meer te leer van U, en ek bring 'n klomp goed voor die Here se aangesig, en dinge wat ek voor raad nodig het, en dinge wat ek hulp voor nodig het, en dinge wat ek die Here voor vertrou, en ek sit dit so voor hom neer, ek pak dit so uit, en onder andere sê ek ook, Here, en ek vra U vir woord vir die gemeente, want ons kan nie sommer net hier voor staan en nie hoor wat is die woord wat God sê, wat is die woord wat die Here op sy hart het, en hy het altyd iets op sy hart en hy het altyd iets om te sê. Maar ons moet vir hom vra, ons moet na hom toe kom en sê, Here, praat. Wat is dit? Show me the hidden things. En ek maak die woord oop en die Here praat met my en ek kom deponeer. En ek voel, ek het 'n baie belangrike woord vandag. Jy weet, hy is ons Rabboni, dit beteken hy is ons leermeester, hy is ons onderwyser. En as ons hom vra, en ons sê, Here, leer my, Here, wys my, Here, praat met my, dan kom hy graag, en hy doen, en hy leer ons, en hy kom met wysheid, en he comes with these secret things, with these mighty things. En dit wat ek voel, die Here vandag, vir die kerk van die Here wil sê, is a mighty thing. En as ons dit gaan aangryp, en ons kan dit toepas, en ons kan dit leef, gaan ons baie waarde vind daaruit. Vandag se boodskap het ek getitel, Come with words. Kom met woorde. En dit is in Hosea 14 vers 2. En julle kan gerus oopmaak so lank, maar ek voel ons moet net gou ons oë toe maak en ons moet bid. Here Jesus, dankie vir U woord. Thank you that you want to show us mighty things. You want to show us hidden things, Lord, that we have to come to you. We have to call on your name. Here, ons roep U aan. Here, en ek vra dat U sal praat deur U Gees, deur U kosbare woord. Here, sodat ons nie onveranderlik sal uitstap nie, maar dat sal aangryp en sal doen dit wat die Gees van die Here vir ons leer. U is ons leermeester, Here Jesus. Dankie dat U leer, dat U onderrig, dat U lei, dat U wys, dat U onderskraag, dat U help. Ons eer U, ons loof U en ons prys. Here, ek praat U met elke een sal praat. Here, op die plek en op die vlak wat U wil hê, in Jesus naam. Amen. Nou, ek maak die Bybel oop, terwyl ek so net voor die aangesig van die Here sit, afwagtend, en ek lees sommer, en ek lees Hosea, en ek lees Hosea 14 vers 2, en hier is die woord van die Here, hy sê, O Israel, return to the Lord your God,
For you have stumbled because of your iniquity. Take words with you and return to the Lord and say to him, take away our iniquity and receive us graciously, for we will offer the sacrifices of our lips. Hy sê so mooi, hy sê, take words with you. Kom met woorde. Die Afrikaanse vertaling sê, bekeer jou Israel tot die Here jou God, want jy het gestruikel deur jou ongeregtigheid. Neem woorde. Kom, bring woordjies. Neem woorde met julle en bekeer julle tot die Here. Sê met jou mond, sê aan hom, vergeef alle ongeregtigheid en neem aan wat goed is. Dan sal ons as offerdiere ons lippe aanbied. Dit wat uit my mond uitkom, is soos 'n dier wat ek offer, soos offerdiere. The fruit of my lips giving thanks. Nee, hy sê, come with words, kom met woorde. Sy opdrag hierso is, ek hou so daarvan, die Passion Translation sê, your sins have been your downfall. Kom eerste met jou mond, kom met woorde, en kom vra om vergifnis, kom bely jou sondes, maar kom met woorde, kom bekeer jou, en dan sê hy, Here, en bring offers met jou lippe, eer en dankseggings. Dit is soos 'n lam wat jy offer aan God. Kom met jou woorde, bring woorde, kom met woorde. En julle weet, toe ek het lees, toe voel ek, dit is die antwoord wat die Here vir my gee. Hy sê vir my, Marie, kom met woorde. Wat ek wil hê jy moet doen, is kom met woorde. Bring jou woorde. En eerste sê hy hierso woorde wat om vergifnis vra. Die Here se hele boodskap, van Matteus 4 vers 17 is bekeer julle, want die koninkryk van God het nader gekom. Johannes se boodskap was repent, for the kingdom of God is at hand. Ons moet eers kom met sê, Here, vergewe my sondes. Die onse Vader leer ons, hy sê, vergewe ons sondes soos ons skuldenaars vergewe. Julle, ons moet in God se teenwoordigheid kom eers en sê, Here, vergewe my, was my, reinig my. Hy sê, ons moet ons sondes bely, en dan is hy getrou en regverdig om ons van alle ongeregtighede te reinig, nee. So eers en sê hy, kom met woorde, en as jy na my aansig toe kom vra vir vergifnis. Maar dan sê hy, en hy gaan verder, en hy sê, maar dan, laat jou lippe 'n offer wees. Bring offers met jou lippe. Ek dink dadelik aan Romeine 10 vers 8. Dit sê, julle ken Romeine 10. Romeine 10 vers 8 tot 10, dit sê, if you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. So ons moet ons woorde kom, ons moet met woorde kom. Die kerk van die Here is te stil, ons is te saggies, ons wil bid saggies in ons gedagtes. Die Here ken ons versigtiging, hy ken ons gedagtes, ons kan so bid in ons gedagtes en stil, maar wat hy wil hê ons moet doen, ons moet kom met woorde, wat gepraat word, wat gesê word, wat geuiter word, hoorbaar, hard, wat vibrasies maak in die atmosfeer. Ons moet na hom toe kom en sê, Here, vergewe my, was my, reinig my, want hy kom vir 'n bruid sonder vlek of rimpel, nee. Maar dan sê hy, kom, ons moet ons lippe aanbied as offerdiere. Die Afrikaanse vertaling in Hosea sê so mooi, ons moet ons lippe aanbied as offerdiere. Julle weet, in die Bybelse tyd het hulle diere geoffer, offerandes gebring, julle weet, nee, vir sondes, vir vergifnis van sondes. Maar toe word Jesus in die woord, Jesaja 53 vers 8 tot 10 kan jy dit lees, toe word Jesus die perfekte lam geslag vir ons sondes. En ons hoef nie meer offers te bring nie. Nee, ons gelukkig nie, ek dink ook nie, ek sou daarvoor gehou het nie.
Maar nou sê hy, ons moet ons liggame gee as 'n welgevallige offer, heilig voor hom, nee. En hy sê hierso, ons lippe, dit wat ons praat, dit wat ons sê, ons dankseggings, ons lofbetuigings, ons eerbewyse, dit is nou, dit wat ons offer, dit is die lam wat geoffer word. Kyk wat sê die Here in Hebreërs 13 vers 15 in sy woord, hy sê, therefore by him, let us continually offer the sacrifice of praise to God, that is the fruit of our lips, giving thanks to his name. Hy sê ons woorde moet dankbaarheid getuig, ons woorde moet lofprysing uitdink, dit is die offers, dit is die lam wat ons nou slag, dit is die offers wat ons bring op sy altaar, en ek wil vir julle sê, die sataniste doen nog offers, en die sangomas offer, en ons as kinders van die Here moet offerhandes bring, met ons mond, ons moet hom loof, ons moet hom prys, ons moet hom sy naam bely, ons moet dankbaarheid praat, hard, met ons monde, luid, dit is die offers wat ons nou bring. Ek hou daarvan, die Passion Translation sê dit so mooi, kyk wat sê die Passion Translation, en sê, so we no longer offer up a steady stream of blood sacrifices, but through Jesus we will offer up to God a steady stream of praise sacrifices. These are the lambs we offer from our lips that celebrate his name. Dit is nou die lam wat ons bring, ons mond. En die Here sê vir my, Marie, loof my, prys my, getuig, praat dankbaarheid, kom in my teenwoordigheid met lofgesange, met lofprysinge, lig my naam op, vergroot my naam, prys my naam, maak jou mond oop, ons is te stil. Ons is te stil, hy sê, come with words, kom met woorde, kom met jou woorde, jou lippe offerhande. En ek wil julle herinner aan ons woord wat die begin van die jaar uitgegaan het, to give thanks unto the Lord for his good, his love endures forever. As julle nog nie daai boodskap gehoor het nie, spoor hom op en luister hom weer. Want elke keer wanneer die volk van Israel daai woorde gesing het en voorgeloop het en hom sy naam geloof het, sy naam met dankbaarheid gepraat het, nee, die glorie van God neergesak, van hulle het neergeslat, hulle kon nie meer verder loop nie, daai Shekinah glorie, Shekinah heerlikheid het neergesak, toe die mense begin het hulle monde oopmaak, en Jesus loof en prys. Psalm 69 vers 30 tot 31 sê dit ook, hy sê, I will praise God's name in song and glorify him with thanksgiving. This will please the Lord more than an ox, more than a bull with his horns and his hoofs. Hoor julle? Ek hou daarvan hoe die Here se woord homself net bevestig en sê, maar dis die offers wat ons moet bring met ons monde. Ons kan jy sien hoe jy jou offer bring? Here, hier is my woorde, ek loof U, ek prys U, U is die koning van die konings, U is die Here van die Here, U is die heiligste, U is die grootste, U is die hoogste. Aan U kom toe al die lof, die eer en die heerlikheid vanaf tot in alle ewigheid. Dis hoe sê ons Vader ons ook leer, hy sê, ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Hy sê, dis hoe jy moet bid. Dis hoe ons moet bid, dis hoe ons begin bid, dis hoe ons toetree, ons moet kom met woorde, dis ons offer, dis ons lam geslag, wat ons vir die Here offer, nee, hy is die perfecte lam geslag vir ons sondes, so ons sondes is alreeds voorbetaal, maar as ons na hom toe kom, en ons betree sy teenwoordigheid, is dit die offers wat ons bring, die offers van ons lippe, we have to come with words, So, ek het daar sommer net so 'n fotootjie van hoe hulle geoffer het, nee? Kan jy sien hoe jou lof in jou mond 'n offer kan wees, 'n lieflike geur vir God. Psalm 147 vers 1, nee? Hoor wat sê Psalm 147 vers 1, hy is nou nie daar nie, hy sê, praise the Lord, how good it is to sing praises to our God, how pleasant and fitting it is to praise Him. Hy sê, dit is die gepaste ding om te doen, dit is die gepaste ding om te doen, om die Here te loof en te prys, ons moet kom met woorde,
Ons is te sag. Ons doen dit nog nie. Ons is almal dankbaar in ons harte. Maar sê jy dit? Sê jy, die Here is goed vir my, man. Ek eer die Here. Hy het deurgekom vir my. Here, aan U kom toe al die lof en die eer en die aanbidding. Here, dankie vir my warm water. Here, dankie vir kos. Dankie vir my man. Ek sê dankie. Ek sê dit, ek kom met woorde. Dit is my offers. Dis wat God behaag. Dis die gepaste ding om te doen. Ons moet kom met woorde. Eerste om te sê, Here, vergewe my. En dan, Here, ek loof U, ek prys U. Dis wat hy skrif leer in Hosea, né? Hy sê, come with words and repent. Of weet julle, ek het oor hierdie hele skrifgedeelte het ek bietjie gaan nalees. Ek het bietjie gaan kyk, wat sê kommentare daaroor. Want dit het my so diep getref. Ek voel Here sê vir my, Marie, kom met woorde. Jou woorde, kom met dit. En ja, toe julle weet hoe maak ek kyk so 'n bietjie in verskillende vertalings. Ek vergelyk die vertalings, die Afrikaans en die Amplified en die Passion en die New King James en die Old King James en ek hou daarvan om te kyk, né? Maar ek hou ook daarvan om te kyk in die oorspronklike Griekse en Hebreëse tekste, want dit was die eerste intensie. Dit was die intensie van die geskrif. Wat was die bedoeling gewees? Die eerste bedoeling, want baie keer met die vertalings is daar woorde wat verander en dan is die kraks van dit wat wou gesê word het verlore geraak. Julle hoor wat ek sê. So hy sê daarso daai woorde, kom met woorde, né? Die Hebreëse woord is debarim. En weet julle daai woord beteken dis 'n ding. Dit is 'n ding met substansie. Dit is nie soos 'n woordjie wat ons dink, okay, ek sê 'n woordjie en jy gaan in die atmosfeer, hy maak 'n klankgolfie nie, né? In die Hebreëse teks, as jy praat, is dit 'n substansiële ding. It's a thing, it's not a word, it's a thing with substance. Dis 'n soliede ding met woorde. En in die Hebreëse kultuur was dit ook so gewees in daardie tyd. Jy weet, as jy 'n kontrak opstel met jou mond, het hy getel, hy het gestaan, hy was vas tot die dood toe. As jy 'n kontrak gemaak het of 'n belofte gemaak het met jou lippe, was hy vas, soos 'n ondergetekende dokument, soos 'n kontrak wat vas staan. En ons maak dit sommer ligtelik, 'n woordjie is sommer niks. Maar ek wil vir jou ook sê, in die geestesdimensie dra woorde baie krag, en is dit 'n ding, dis nie 'n woord nie, is 'n ding met substansie. En ek wil jy moet bietjie daar gaan oor oplees, dan gaan jy sien dit is so. Vir God is woorde baie belangrik, en dit mag nooit lig opgeneem word nie. As die Here sê kom met woorde, as sy woord sê kom met woorde, dan bedoel hy kom regtig, dit is soos 'n ding wat jy my gee. Dis nie net 'n woordjie wat jy praat nie, nie gaan hy in een oor uit, ander oor uit en daar. It's like a thing you come and you give me. Dis hoekom hy sê dit is soos 'n lam geoffer. En ek lees en hulle sê dit is hoekom in Genesis 27 toe Isak vir Jakob geseën het, jy weet, die seun vir die oudste was eintlik vir Esau bedoel. Julle ken nou julle teksgedeelte toe Jakob gekom en self hare opgesit, 'n velletjie om voorgedoen of hy sy boetie is, en toe Isak verkeerdelik die oudste seun uitgespreek oor Jakob, nê. En vir ons van vandag se tyd voel dit maar Here, hoekom het hy nie maar net weer vir Esau geseën, jy weet? Maar in daardie tyd was dit kultuur dat die oudste een die seun ontvang. Maar weet julle wat ek wil hierso sê is, want dit was klaar gegee, hy kon nie, dit was so erg in daai tyd die woorde, die seun was klaar gegee, the blessing was already spoken, it couldn't be taken back. Verstaan julle, hoe gewigtig woorde was? Ek het dit nou klaar vir hom gegee, nou ek het dit klaar uitgegee, dit is nou gegee. Verstaan julle, hoe gewigtig woorde was in die Bybelse tyd? En as jy verder lees in Lukas 1 vers 19 tot 20 lees jy daarvan ook, hoe, julle weet, daar was 'n belofte van Johannes die Doper, sy pa Sagaria, hy en sy vrou was al oud,
Nee, Elisabeth was al oud. En toe kom engel Gabriël en hy kon gee die belofte van daar gaan 'n kind wees. Maar Sagaria staan in ongeloof. Hy kan dit nie glo en hy praat ongeloof. En wat toe gebeur is, hy's toe stil gemaak, hy's stom gelaat tot die geboorte van die kind. Hoekom? Kommentaar sê sodat hy nie kan negativiteit uitspreek oor die belofte van Christus nie. Kyk hierso, dit sê in Lukas 1 vers 19 tot 20 gesê, the angel said to Zachariah, I am Gabriel. I stand in the very presence of God, and I have been sent to speak to you and tell you this good news. And now you will be silent and not be able to speak until the day this happens, because you did not believe my words, which will come true at the appointed time. Hy was stilgemaak want hy was verbied om enige negativiteit te spreek, want hy het ongeloof in sy hart gehad. Selfs met Abraham, gaan lees in Genesis 17 vers 17. Nee, want gewoorde in God se dimensie, in die koninkryk van God is geweldig gewigtig. Dit is nie net 'n woordjie nie, dit is 'n ding met substansie, dit is 'n ding met krag, dit is 'n soliede ding wat ek uitgee. Hoor julle wat die woord van die Here vandag vir julle sê? En ek is besig met hierdie goeters en ek lees in Handelinge 13 vers 2 tot 3, dit het my diep getref. Julle weet die Handelinge kerk, die gees van die Here het geval in tonge van vuur op die Handelinge kerk, nee, julle weet. En ek lees oor hierdie Handelinge kerk, het sê, as they ministered to the Lord and fasted, the Holy Spirit said, now separate to me Barnabas and Saul for the work which I have called them. Nou, as jy gaan kyk na die ander vertalings, sê die vertalings, as they worship the Lord and fasted. Nee, maar die oorspronklike teks, in die King James Version is die naaste aan die Hebreëse teks, nee, sê, as they minister to the Lord, soos wat hulle God bedien het. En dit is eintlik wat worship is, dis hoekom die ander vertaling gesê het, as they worship the Lord, want dit is wat worship is, when we minister to the Lord, that is true worship, when it's not about me, when the music fades, and all is stripped away, and I simply come, it's all about you, Lord, it's all about you, that is what worship is, wanneer ons hom besing, wanneer ons hom verheerlik, wanneer ons sy naam prys, wanneer dit nie gaan oor my nie, wat ek kan kry die worship uit nie, wanneer dit gaan oor hom, dit is wat worship is, to tell him of his worth, that is what praise is, to praise his name. Julle hoor, en wat gebeur het is, en hy vas is ook, het gaan nie oor my nie, vas is, ek breek eintlik, ek wys, my behoeftes is nie belangrik nie, dis eintlik wat vas is, nee. Ek sê die dinge wat vir my belangrik is, een kant om vir die Here te wys, hy is belangriker. En toe het die Heilige Gees gepraat. En toe die Heilige Gees mense uitgestuur in hulle bedieninge. Mense kan nie hulle self aanstel nie, dit is net God wat aanstel. Nee. En God stel aan en hy sê, set apart Barnabas and Saul. Maar weet julle wat? What happened? They ministered to God first. En hoe bedien ons God? How do we minister to him? We bring him sacrifices, offerings of praise and worship with our mouths, loud. Ons woorde maak saak. Dit wat ons sê, dit wat ons uiter. En ek bid so, ons kry almal 'n openbaring daarvan. As ons worship, it's not about you, the goosebumps you get, the blessing you get. Dit gaan gebeur, want dis die uitvloeisel, nee, die glorie van God gaan neersak as ons hom begin loof en prys, en dit gaan nie meer oor ons nie. Wanneer ons ore kan afval van die, dit is te hard, en dit is nie lekker nie, en dit is te lank, then it's about you. As ons gaan begin worship, nee, dan moet ons klaar die ingesteldheid hê, okay, Here, dit is wat ek vir u bring. Het gaan nie oor my nie. Worship, it's what I bring to you, that's my sacrifices I offer to you. Julle hoor wat ek sê, en toe,
hoor wat die woord van God sê, en toe het die Heilige Gees gepraat, en hy het mense uitgestuur, en hy het rigting gegee, en hy het strategie gegee, hy het gekom met strategie. En terwyl ek voorberei, toe het ek sommer net op my hart gehad, ek moet net hierdie woorde hard sê. I want to come with words. So laat my toe 1 Timotheus 1 vers 17. Now, to the King eternal, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen. Aan hom wat vir ewig koning is, die onverganklike, die onsienlike, die enigste God, kom toe, die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. I came with my words. I gave you my words. Kan jy 'n skrif kry en sê, Here, aan U kom toe al die eer en die heerlikheid. U is die onverganklike, die onsienlike, die enigste God. Aan U kom toe die eer, die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Kan jy woorde bring? Kan jy 'n teks vir jou soek hierdie week en dit net uiter? I give thanks unto you, Lord, for you are good, your love endures forever. Amen. Kan jy kom met offerwoorde? Weet julle, dit is baie aanneemlik voor God. Ek dink as ons besef hoe aanneemlik dit is, then you minister to God. Nee. Ons moet daai transisie bring. Hy sê vir my, kom met woorde. Kom met jou woorde. Nou, ek wil sommer net die ander kant sê, woorde kan net so donker kant hê. Julle weet dit nie. En as ons nou weet, so woorde het substansie. Woorde in die gees is nie lig nie. Is daar ook 'n baie donker kant daarvan, nie? Jakobus 3 vers 8 leer ons, hy sê, woorde kan soos dodelike gif wees. En Spreuke 12 vers 8 leer ons, dit kan wees soos 'n swaard wat sny. Wie weet waarvan ek praat, wie het al ervaar? Wie het al gevoel hoe seer kan woorde maak? Wie het al agtergekom, daai tipe seer kry, vat baie keer langer om te genees as 'n fisiese seer kry, nê? Baie keer genees dit eers nooit nie, so seer kan dit maak. En ons moet baie versigtig wees, dat ons as kinders van die Here nie daai gif van daai swaard gebruik nie. Dit is ook 'n donker kant. Kom ons gaan terug, maar ons gaan dit offer as ons offers, nee. Met 'n kind van die Here se mond gaan ons offer en die Here verheerlik met hierdie lippe. Nee, ons gaan kom met woorde. Dink so 'n bietjie jou uitdaging wat jy nou het. Dink bietjie die dinge wat jy nou jy weet wat jy nou battle. Kan jy ten spyte van dit, kan jy met woorde kom in die Here se naam loof en prys en hom getuig? Kan jy lof besing te midde van daardie omstandighede? Jy weet, ons het al baie daaroor gepraat, die 10 melaatses, nê? In Lukas 17 lees ons van hulle. Jesus het 10 melaatses gesond gemaak. En ek seker hulle almal was dankbaar, want as jy daai almal gaan vra, gaan hulle sê, ek is so dankbaar. Maar net een het omgedraai, en die woord sê duidelik. He came back, he praised God in a loud voice, he threw himself at Jesus' feet and thanked him. En het hom gesê, dankie Here, met 'n luid stem, he praised him, he gave him thanks, he came back, he fell at his feet, dankie Here, ek loof U, ek prys, ek dankbaar, dankie Here, U het my aangeraak, U het my genees, ek sê dankie. En weet jy, Jesus stuur hom weg, en hy sê, rise up and go, your faith has made you whole. En weet julle, daai whole, die Griekse woord is sesauken, en dit beteken nie net
fisies gesond nie. Nee, want hy was toe klaar in elk geval genees. Daai sou kan beteken, heel gees, heel geheel, jy is genees in jou gees, genees in jou siel, genees in jou liggaam. Hy was die enigste een wat daar opgestaan het, wat totale anderste man opgestaan het en weggestap het. Want Jesus het vir hom gesê, nou, jou geloof het jou gesond gemaak. Gaan weg, jy is nou gesond, gees, siel, liggaam. Hy het daar weggestap, hy was nie meer dieselfde man nie. Hy was fisies genees, maar hy was ook genees in sy gees, hy was ook genees in sy siel, maar hy was die enigste een, en Jesus vra, waar was daar nie nog nie? Waar is die ander? Nee, en ek het vredig gesê, Here, ek wil wees soos daardie een, wat terugdraai en sê, Here, dankie, U het dit gedoen. U het vir my voorsien. U het vir my deurgekom, ek sien dit, ek sê dit, dankie Here, ek loof U, ek prys U, ek is dankbaar, ek sê uit my hart uit, dankie Here, met 'n harde stem, ek prys U, ek loof U, ek eer U, ek aanbid U, aan U kom toe die eer, aan U kom toe die lof, U is my koning, U het dit gedoen. Ons is te stil, die kerk van die Here is te stil, ons is te stil. Ons is te saggies. Hy sê, kom met woorde, come with words. Neem woorde met jou saam. En dadelik dink ek aan 'n klomp goeters, jy weet, woorde, en ek gaan net vlugtig daaroor, jy ken hierdie goeters al. Jy weet, die Here leer ons uit sy woorde, in Handelinge 2 vers 7, en hy sê, in die laaste dae, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men see visions. Your old men will dream dreams. Julle ken dit. Nee? Hy sê, hy sal sy gees uitstort in hierdie tyd waarin ons nou lewe. Joel sê ook, Joel 3 vers 10 sê, my sons and my daughters will prophesy. Here wys vir my weer opnuut, profeteer. I will pour out my spirit, but you need to prophesy. You need to prophesy over your dead bones. I will pour out my spirit. I'll do the spirit part. You prophesy. You have to speak it. You have to declare it. Hy sê, as jy vir hierdie berg sê, werp jou op in die see, Markus 11 vers 23, dan sal dit gebeur. Hy sê, elkeen wat vir hierdie berg sê, lig jou op en val in die see, en nie twyfel nie, vir hom sal dit gebeur. Hy sê, vir elke berg sê, vir die berg sê, vir die berg sê, jy moet profeteer. You will do the pouring out of the Spirit, but you have to prophesy over your dead bones. You have to speak it. Hy sê, in Joel 3 vers 10, let the weak say, I am strong. Die Afrikaanse vertaling sê, die swakke moet sê, ek is dapper. Hy nie sê swakker moet dink nie. Die swakke moet dit sê, ek is dapper. Ek kan sê, Here Jesus, U leer my, in Josua 1 vers 9, I have to be strong and courageous because you are with me wherever I go. I have to say it, even if I don't feel it. I have to say it. I have to speak it. I have to prophesy it. I have to come with words. Ek moet met my woorde kom. Ek wil graag vir julle net 'n getuienis vertel. Julle weet, ek het vir julle laas gesê, ek wil niks sê wat gebeur het in my lewe moet verniet wees nie, want Here werk nie so nie. Alles wat gebeur in ons lewe is vir 'n rede, en hy gebruik dit, he makes it work out for the good to those who love him, nee? En my oudste kind het die dood van ons dogter saam met ons baie intens beleef. Hy was daar, hy het geobserveer, hy het gesien, hy was met dit. En jy weet, al sou 'n kind speel en dit lyk oënskynlik of dit hulle nie affekteer nie, dit doen. Kindertjies is snaaks, hulle kan nog steeds op die trampolien speel en aangaan, jy sal nooit weet hulle het ook nou dood in die familie nie. Maar tog ervaar hulle dit ook intens, né? En toe hy nou in die skool kom, toe het hy verskriklik swaar weggespring. Was swaar. Ons kon dit sien. Nee, het so met 'n terugslag hê. Nee. En
ons is baie bekommerd. Op daardie stadium het ek nog skool gehou, so ons het by dieselfde skool waar ek gewerk het, was hy gewees. So sou skool toe ry in die oggende. En dan sou ek sommer net vir hom gebid het in die kar, en vir my, en vir pappa, en vir almal, en sommer net gebid het in die kar. En dan het ek spesifiek vir hom gebid, maar laat sy ore dit kan hoor. En dan bid ek teksverse soos, Here, dankie, U sê in die woord, U sal my kinders self leer, en hulle vrede sal groot wees. Jesaja 54 vers 13. Here, U sê, U maak vir Hannes die kop en nie die ster nie. Hy is meer as 'n oorwinnaar deur U wat vir hom die krag gee. Met hom loop hy 'n bennestorm en met hom spring hy oor 'n muur. Met hom spring hy oor 'n muur. Deuteronomium 20 vers 13 en dankie Here, U neem elke gedagte gehoorsaam, 'n gevange tot gehoorsaamheid van U. Hy sal mooi konsentreer vandag. Dankie Here, U neem sy gedagtes gevange. 1 Korintiërs 10 vers 15 en ek sou net so skrif oor hom bid, skrif oor hom bid, skrif oor hom bid en net praat met hom, profeteer oor hom. Woord profeteer, woord saad saai elke dag en as ons by die skool stop sê ek in Jesus naam, amen, nee. Hulle het al geweet, hier kom het, sy bid van dat ons wegtrek by die huis, tot ons, daar's nie tyd vir praat of niks, of iets oorkyk, of iets doen, of iets niks nie, want ma bid die hele pad, nee. Christo weet, hy sal het ook vir julle getuig, as ek die kar se wiel vat, dan bid ek tot by die skool. En jy weet, hy het ook in daai tyd baie gesukkel met maatjies en daar was so een baie maatjie wat geboelie het, baie dominerend, baie bietjie maatjie issues en goeters julle weet. En ek het aangehou en toe hy in graad 7 kom, dis die einde van die laerskoolfase, nee, ry ek eendag by die skool in. En daar waar ek altyd parkeer het, staan 'n hele 7 maatjies in 'n ry, wag vir hom om te kom. En onder andere die een boelie maatjie, wat ook toe intussen sy vriend geword het. Nee, die een wat hom so geboelie het, is toe ook een van sy maatjies. En die Here maak my oop, en ek besef, wat? Dit gaan eintlik goed met hom. Akademies het dit so goed gegaan met hom. In graad 7, pragtige punte gekry, nee. Hy het maatjies. Hy was daai jaar gekies as 'n leiertjie, nee. Toe hulle hom nou kies as 'n leier, ek het sommer die skool gaan druk. Nee. Skool sê nee, hulle het vir hom gestem, ek het niks daarmee te doen nie, jy weet. En die Here wys vir my en hy sê, dit waar jy, in daai moment, toe ons inry, toe maak die Here my oop, en hy wys vir my, dit wat jy gesaai het opgekom. En wat ook al jy nou saai, gaan in die toekoms opkom. Net wat jy saai, gaan jy maai. Dit wat jy nou praat, vandag, is dit wat, jy gaan eendag gaan inloop, dan gaan jy sien, maar dis wat ek geprofeteer het. Nee, die Here wys my, gee vir my daai openbaring. Hoeveel krag is daar in ons woorde? Hoeveel krag is daar in sy woord? As ons sy woord kan profeteer, as ons sy woord kan bely, as ons sy woord kan praat. En baie dae het ek dit sommer uit gewoonte vir hom gesê in die kar, jy weet. Ek dink nie ek was altyd met dit nie, want jy dink ook maar aan wat as die dag voor lê maar ek het net aanhou oor hom praat, oor hom profeteer, oor hom woord spreek. En die Here bring dit in my herinnering op en hy sê vir my, profeteer oor al hierdie dinge wat jy nou sien, wat jy nou vir my gesê het. Profeteer daaroor, kom met woorde, maar eerste, jy moet self eers kom en bekeer. Sê Here vergeef my, soos Hosea 14 vers 2. Dan loof jy en prys jy my, want dit is die offer wat jy bring met jou mond, dan profeteer jy. Come with words, waar is jou woorde? Ons is te stil. Hy sê, in Matteus 18 vers 18, hy sê, voorwaar ek sê vir julle, hy sê, truly, I tell you, alles wat julle op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees, en alles wat julle op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Negatief en positief. Pas op wat jy praat. Nee. Ek wil julle net weer herinner, kyk hierdie teksvers, Spreuke 18 vers 21, julle moet mooi luister, hy sê, death and life are in the power of the tongue.
and those who love it and indulge in it will eat its fruit and bear the consequences of their words. Hy sê, elkeen wat dit gebruik, elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Hoor julle wat die Gees van die Here vandag vir jou sê? Is net vir my interessant, ek wil julle nog iets net by sê. In Johannes 21 vers 17, jy weet, Petrus het Jesus 3 keer verloon, net toe die haan mos gekraai, met sy mond. Hy het 3 keer gesê, maar ek ken hom nie. Hy het dit met sy mond gesê, maar ek ken hom nie, ek ken hom nie, ek ken hom nie. En toe Jesus, na die opstanding, in sy verheerlikte liggaam, met hom praat, toe sê hy, Petrus, het jy my lief? Petrus sê, Here, ek het u lief. 3 keer, vir elke keer wat hy Jesus verloon het, moes hy sê, maar Here, ek het u lief, u weet ek het u lief, ek het u lief, Here, hy moes dit sê, vir elke keer wat hy Jesus verloon het, moes hy uiter, maar ek het u lief, en weet julle wat het Jesus gedoen? Hy het sy roeping bevestig, hy het gesê, gaan en go and feed my lambs, go and feed my sheep, hy het elke keer net sy roeping bevestig, maar dis my roeping oor jou, gaan go and feed my sheep, go and feed my sheep, go and feed my sheep, en hy sê 3 keer sy roeping ook vir hom bevestig, nee. Dis hoe ons moet kom, ons moet bely, ek sê, ekskuus Here, ek is jammer Here, ek het u lief, ek moet kom met woorde, vergeef my sonde, was my, reinig my, ek het u lief Here, ons moet kom met woorde. Dan, julle ken dit. Hoe kom ons in sy teenwoordigheid? Wie smag na God se teenwoordigheid? Wie smag na die Shekinah heerlikheid? Hy sê, hy woon onder die lofgesange van sy mense. Psalm 22 vers 3. God inhabits the praises of his people. Hy leer ons ook in Psalm 100 vers 4. Gaan sy poorte in met en sy voorhoewe met lofgesang. Dis die portal na God se teenwoordigheid, is met lofgesang, met lofprysinge, met aanbidding. Dit is die deurgang. Hy leer ons ook. Hy leer ons dit is hoe ons vyande verslaan, ons vyand is die duiwel, nê? Met woorde, ons moet kom met woorde. We have to fight him with words. Julle weet, Johannes het 'n openbaring van Christus, nê? In Openbaring 1 vers 16, gaan lees dit, dit is die openbaring van hoe Jesus lyk. Hy sê, uit sy mond het gekom 'n tweesnydende swaard. Hy sê, he had in his right hand 7 stars. Out of his mouth went a sharp two-edged sword, and his countenance was like the sun shining in its strength. Maar waar kom die swaard uit? By sy mond. By sy mond. En die woord is baie duidelik daaroor. In Hebreërs 4 vers 12, die tweesnydende swaard is die woord van God. Nee, hy is baie duidelik daaroor. En ons leer in Matteus 4 hoe Jesus, terwyl hy versoek was deur die duiwel, wat hy gedoen het, hy het gesê elke keer daar staan geskrywe. Hy het elke keer gesê daar staan geskrywe. Hy het gesê, hy het nie in sy gedagtes gedink. Hy het gesê, daar staan geskrywe. Jy sal die Here jou God nie versoek nie. Hy het gesê, dit is hoe jy die vyand oorwin. Jy kom met woorde. Jy neem woorde saam met jou. You come with words. Kan jy net sê, dankie, geen wapen wat teen my gesmee word in my gedagtes. Trek die volle wapenrusting in my gedagtes. Ek sê, ek trek die volle wapenrusting aan, sodat ek kan staande bly teen die aanvalle van die vyand. Geen wapen wat die vyand teen my smee sal seëvier nie, maar ek moet dit sê, ek moet kom met woorde. En die Here leer my, want my bynaam op skool was silence, nê? En die Here leer my, maar kom met woorde, praat hard, praat duidelik. Nou, ek bid in my kamer, maar ek sê vir die laaste tyd bid ek harder. Ek bid luid, ek praat met my mond, ek loof die Here, ek praat hard in tale. Die Here leer my, kom met woorde. Neem woorde met jou saam.
En ek sê vir julle, ek het al oorwinning gesien in baie areas intussen. Die Here is getrou aan sy woord. Hy is nie 'n man dat hy sal lieg nie, né? Nou wil ek ook net graag met julle deel. Ek deel dit met my man. Dit is so pragtig. Ek sê vir my, Jessie, die Here gee ook vir ons huweliksadvies uit sy woord uit, né? Kan ek vir julle 'n bietjie huweliksadvies gee? Nie ek en Christo leer nog self. Ons is op die pad. Die Here weet. Ons is nederig voor sy aangesig. Maar sy woord kom en hy gee vir ons mooi advies. En weet jy, sy woord sê ook vir ons kom met woorde. En ek lees in Hosea 2 vers 14, my themavers is Hosea 14 vers 2, maar hierdie is 2 vers 14. Weet julle hoe praat God met sy volk? Met sy afvallige volk? Sy volk wat eintlik wegdraai van hom af. Weet jy hoe praat hy met sy volk? Weet jy hoe praat hy met Israel? Kyk hoe praat hy. In Hosea 2 vers 14. Hy sê, hy is nou 'n bietjie daar afgesny. Hy sê, therefore I am now going to allure her. I will lead her into the wilderness and speak tenderly to her there. Weet jy hoe praat hy met sy volk? Saggies. Hy sê, ek sal haar lok. Ek sal my volk lok. Ek sal saggies met haar praat. En jy lees dieselfde ding in Jesaja 40 vers 2 ook. Selfe hoe God met Jerusalem praat. Nee. En ek wil vir julle sê, die huwelik is 'n voorbeeld van God, van die bruidegom en die bruid. Julle weet dit. Nee. En die Here kom en hy bedien my sommer deur die Gees en hy sê, dis so ons moet praat ook. Hy is die voorbeeld. Hy praat so met 'n volk wat dit nie eens verdien nie. Nee. Dis ons moet praat met ons huweliksmaat, woordjies van respek. Woordjies van liefde. Woordjies van lofbetuiging, woordjies wat sê van bewondering, woordjies van liefde en aksies wat daarbey pas, né? Hulle sê that your words mirror your heart. Uit die mond uit die hart, né? Daai tipe ding. Dis wat die woord ook sê, né? Net wat die hart van vol is, loop die mond vol oor. Maar woorde wat saam met aksies gaan. Ek wil vir julle sê, nog nooit, ooit, het afbrekende woorde, kwaai woorde, woorde wat afbreek, woorde wat afkraak, enige voordeel of enige iets positiefs opgelewer in 'n huwelik nie. Ek weet nie of dit in jou huwelik so werk nie, maar Christo weet sal met my niks werk nie. So hy weet hoe moet hy kom, mooi. Nee, dis wat sê. So kom met woorde. Hoor julle? Jesus is die voorbeeld. Dis nie wat Marie leer nie. Nee. Woorde kan so seer maak, woorde kan so swaarde wees, woorde kan so gewees. Nee, maar dis God se voorbeeld. I will allure her and I will speak tenderly. As ek mooi met hom praat en ek gee hom woordjies wat dankbaar is en woordjies wat respek betuig en gaan 'n groot verskil bring, nê? Partykeer voel mens nie altyd so nie. Dan moet ons liewers net zip, nê? Maar hoeveel krag het opbouende woorde ook in die huwelik, nê? So, weet julle die gedeelte in Jesaja 40 vers 2 sê so mooi in die Afrikaanse vertaling. Een vertaling sê ek sal mooi praat met Jerusalem. Ander vertaling sê ek sal sag praat met Jerusalem. Ander vertaling sê ek sal praat na die hart van Jerusalem. Ek hou van dit. Ek sal praat na die hart van Jerusalem. Ek sal mooi kom, mooi praat. Dit is my so, en die Here wys vir my, maar die kom met woorde. Kom met woorde en ek het afgelope tyd met baie meer intensie geprofeteer ek oor klomp goed. Oor my kinders, oor dinge. Ek probeer intentioneel wees om vir die Here dankie te sê vir goed wat verander in my lewe. Daar't groot positiewe verandering in my huishouding gebeur die afgelope tyd en ek sê vir die Here hart dankie. Ek is dankbaar. Ek loof die Here. Ek het 'n nuwe huishulp gekry. Sy is goud werd. Dis ek loof U vir Maina. Here, ek eer U vir Maina en ek sê vir Maina, I love you Maina. May the Lord bless you Maina. Nee, nou laai ek af. Nou eendag, nou onlangs wat sy my hand so sê, "Ma'am, I love you too, ma'am." So en sy
hoe meer ek mooi praat met haar, en ek kom met woorde, en ek sê, "Vat, dankie Mina, I love it, the way you picked up my bed, and you cleaned under my bed, thank you Mina, sien ek hoe meer wil sy vir my doen, en hoe meer wil sy ons behaag, sy doen amper te veel, nou dan ons sê, wag Mina, sy help ons so mooi, nee? En ek sê, Here, ek eer U. En as ons ry, dan sê ek, Here, seën vir Mina, seën haar familie, seën haar kinders, seën haar, we have to come with words. En weet julle, Matteus 12 vers 35 sê, ons woorde kan ons vryspreek of veroordeel, weet julle dit? Dit sê, the words you say will either acquit you or condemn you. Ons gaan moet rekenskap gee van al die woorde wat ons sommer net praat. Kolossense 4 vers 6 sê, ons woorde moet met sout besprinkel wees. Nee, hoor hoe mooi sê dit. It said, let your conversations be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. Die Afrikaanse vertaling sê, ons woorde moet aangenaam wees. Ander vertaling sê, ons woorde moet vriendelik wees. Ander vertaling sê, ons woorde moet van goeie smaak getuig. Nee, ek hou van die Engelse vertaling, it must be full of grace. Daarom moet ons negativiteit praat nie. That's not full of grace, negativity. Ons kan nie meer kras woorde gebruik nie. Dis nie woorde wat van smaak getuig nie. Ons kan nie meer afbrekende woorde gebruik sommer hulle geraak nie. Dit getuig nie van smaak nie. Dis nie wat die woord van God ons leer nie. Die woord van God sê ons woorde moet met sout besprinkel wees. Dis wat God se woord sê, dis nie wat ek sê nie. Julle weet, die woord van God leer ons, hy sê, sonder heiligmaking gaan ons die koninkryk van God nie beerwe nie. En selfs ons woorde moet heiligmaking ondergaan. Meer en meer soos Jesus. Elke dag meer en meer soos Jesus. Here, meer en meer soos U. Meer en meer soos U. Here, U praat mooi. U breek nie af nie. U het nooit negatiewe woorde gepraat nie. U het nooit mense neerhalend gepraat nie. As jy nie kan nie, bly net stil. Nee. Weet julle hierdie gedeelte, en ek daarmee sluit ek af, Spreuke 25 vers 11. En dit was vir my so mooi, en dit praat weer van vrug. En die wat die woord graag wil gebruik, jy weet, sal die vrug daarvan, daar's baie woorde van, of vergelykings van vrug, en hy sê hierso, a word fitly spoken is like apples of gold in settings of silver. Mooi woorde is soos goue appels opgedien in 'n silverbord. Dis hoe ons as kinders van die Here se woorde moet wees. Mooi voorgesit, mooi soos appels van goud opgedien in silwer. En terwyl ek daai skrif lees, kom na dadelik 'n ander skrif by my op ook van goud en van silwer. En dit is God se woord. Kyk wat sê hy in Psalm 12 vers 6, hy sê, the words of the Lord are flawless, like silver refined in a furnace, like gold purified 7 times. Daar praat hy van God se woorde is foutloos. Sy woord is foutloos. As ons nog sukkel om die regte woorde te kry, as ons sy woord kan bid, as ons skrif kan bid, dis foutloos, dis klaar reg, perfek, klaar gelouter, foutloos, praat net sy woord, bid sy woord, profeteer sy woord, spreek sy woord. Julle weet baie keer as ek vir Christus, ek bedoel dit om so te sê, maar dit kom so uit, of ek kry nie die regte woorde nie, of ek sukkel, dan verstaan hy dit verkeerd, want ek het die onvermoë om dit reg uit te pak, uit my mond, uit die kommunikasie, en ek sukkel so, my woorde is vol foute, maar God se woord is foutloos. Ons moet dit verstaan, is klaar gesuiwer, klaar gelouter, is soos goud, klaar gelouter, nee? So as ek geskrif oor my omstandighede kan bid, as ek kom met woorde, as ek kom met dit wat in God se woord staan, is dit foutloos, is klaar gesuiwer, klaar gelouter. So, ons moet kom met vergifnis, woorde van vergifnis, woorde van lofprysing wat God bedien, woorde wat hom bedien, nee? Ons moet profeteer, ons moet
Ons moet woord spreek. Ons woorde moet met sout besprinkel wees, soos goue appels opgedien in 'n bord, 'n silverbord. Hy sê, come with words. Kom met woorde. Vir omstandighede moet jy kom met woorde, jy moet bid daaroor. Jy moet kom met woorde. Kom met God se woord. Oor jou vyand praat met woorde. God se woord. Come with words. Dit is so 'n tweesnydende swaard. Kom met woorde en ons moet baie pas op wat uit ons mond uitkom. Want dit wat jy nou vandag saai, gaan die veld wees waarin jy gaan loop, wat gaan opkom in die toekoms. Ons moet baie versigtig sê, die wat dit graag wil gebruik, sal die vrug daarvan kry. Nee? Prys die Here. Julle weet, ek loop hierdie gesegdetjie raak. Ons is vol foute nog. Maar God is foutloos en sy manier is foutloos. En hy leer ons, hy kom en hy sê, hy kom in sy woord en hy sê so mooi, hy sê, call to me and I will teach you unsearchable things, things you do not know of, mighty things. En hierdie is so 'n mighty thing. Hierdie is 'n kragtige ding, as jy dit gaan gebruik, jy gaan dit toepas, en jy kan kom met woorde. Jy kan sê, Here, ek kom met woorde. Hy het vir my gesê, maar jy kom met woorde, profeteer, bely, loof my, hart. Nee, ook in my huwelik, kom met woorde. Kom met dankbaarheid, kom met woorde. Dit help nie net is in jou hart nie, ek is dankbaar nie, maar jy uiter dit nie. Dit help nie net in jou hart, jy dink, hy is 'n mooi man nie, maar jy sê dit nie. Nee. Hoe gaan hy dit weet? Kom met woorde, kom met woorde. Dit is die waarheid, nie Wiekie? Nee, dit is die waarheid. Prys die Here, prys sy heilige naam. Kom ons kom hierdie week met woorde en in die toekoms, nee, kom ons maak ons oë toe en dan sê ons sommer elkeen net vir die Here, kom met woorde, kom met 'n mooi woorde. Al is dit net ietsie waarvoor jy wil sê dankie. Dankie Here vir u dat u in die kruis gesterf het vir ons sondes. Dankie vir u bloed, dankie vir u woord. Dankie Here vir 'n kerk waar ons kan aanbid, Here. Dankie vir ons geliefdes wat nog by ons is. Here, dankie vir dit wat u in ons lewe doen. Dankie dat u ons leermeester is. U is ons Rabboni wat ons leer, Here. Dankie dat ons weet, ons dien 'n perfekte God. Al is ons nie reg perfek nie, Here. U is perfek. Dankie dat u ons help om te praat, Here, soos appels wat opgedien is in 'n silverbord. Help ons om die regte woorde te sê, om te profeteer. Herinner ons deur die Heilige Gees aan u woord. Here, ons loof u, ons prys u, ons eer u, ons aanbid u. Daar is niemand soos u nie. Aan u kom toe al die lof, al die eer, al die aanbidding tot in alle ewigheid. En ek wil